Dit is ons laaste aand, kan julle dit glo? Ja. As julle my 'n drukkie gee en ek ruik na vis, dit is omdat ek het hierdie week ontdek, julle dominees is nie net ongelooflike vissers van mense nie, maar ook van visse. En dit was, ek moet vir julle sê, dit was 'n ongelooflike lekker week, en ek gaan weg hier met van die mooiste herinneringe. En dankie vir al julle, vir julle gasvryheid, julle vriendelikheid, en jy kan amper nie glo daar soveel vriendelike mense op een hoop nie. Ou Willem Engelbrecht, ek weet nie of hulle vanaand hier is nie, daar is hulle, al bo reg in die middel. Hulle het so 'n paar weke terug hiernatoe getrek, en sy vrou sê, die mense van Jeffreys Bay is so vriendelik. En dis wat ek ook beleef, regtig. Dankie vir die tannies wat die sop gemaak het, en die mense agter die skerms, en die band, en sommer net almal wat, die groot heroes is baie keer agter die skerms. Ons sal dit dalk eendag in die hemel eers besef. Is dit ek wat so raas? Wat doen ek? Ons sal dit dalk eendag eers besef, dat die groot helde is baie keer agter die skerms. Maar dankie vir 'n klomp mense, en ek het, jy weet, ek so 1 keer 'n jaar, of 2 keer 'n jaar, dan kry ek ook 'n kans om 'n smart kar te ry. En hierdie week was dit so, Humansdorp, Toyota, het vir my 'n baie smart bakkie gegee met te ry, so dankie vir julle. Sommige net vir 'n klomp ander mense, die gastehuis, Ilse hulle, wat op deur 'n rowwe tyd nou gaan, en maar dankie. Ek het die voorreg gehad deur die jare om so nou en dan in Jeffreys te bedien. Maar was ek al by Annemarie Franken hulle, by Global School, Global Challenge, en daai fantastiese skool, Stefan, ek het so 'n draai gemaak ook hierdie week daar, en ek moet julle sê, dis van die ongelooflikste, dis regtig iets unieks in ons land, wat daai skool doen, en daai hele gemeenskap daar, en baie van daai Global Challenge ouens was deur die jare leiers in ons huis, in ons Echo huis in Pretoria, en Johannesburg, Guleda in Stellenbosch, en Jamestown. En dis net ongelooflik om te sien hoe die groot goed wat oral gebeur. Willem het nou hiernatoe getrek, Willem Engelbrecht, hy is een van die beste jeugwerkers in Suid-Afrika. Hulle het die skole daar in Pretoria omgekeer, en nou gaan hulle die CSV terrein hier so ran. Is asof die Here net mense stuur, en ek het oor en oor hierdie ding gehoor, van gemeentelede en van julle leiers, wat sê, maar ons dink die Here het ons in 'n nuwe seisoen gesit. En ek dink julle beleef dit ook. Moet ek 'n ander mic vat? Ja, kom ek vat hierdie een wat op die grond lê, is dit alright? Dit die deel. Okay. Sy, okay. Ek het gedog hulle doen dit, dat die mense nie in slaap raak nie. So, nee, dit is asof die Here regtig 'n baie groot plan het vir Jeffreys, en dit is 'n dorp wat 'n voorbeeld is in ons land, en 'n groter voorbeeld, toenemend 'n groot voorbeeld, dink ek gaan wees, maar ook julle gemeente. Ek wil vir julle regtig sê, Joe en van die ander dominees hierso, dit is regtig iets ongeloofliks besig om te gebeur. Ek dink julle is uniek in wat julle reeds doen, maar ook in die potensiaal wat julle het. En ek sal julle eintlik graag wil aanhou dophou vir 'n lang ruk, want ek dink ons gaan nog amazing goed sien gebeur. En ek weet julle het ook al amazing goed gesien gebeur. My gebed is dat die Here daai vuur wat reeds brand net nog verder sal aanblaas. So bless julle, hoor. Julle is regtig 'n klomp ongelooflike mense, en ek gaan weg hier met die mooiste memories, met die mooiste herinneringe van die mense van Jeffreys. Ek het al baie keer weggegaan met die herinneringe aan die mooi natuur, of die mooi branders, of die lekker koffieshops, of die bierbrouwerye, of wat ook al, die wyn. Maar ek gaan weg met 'n baie mooi herinneringe van wonderlike mense.
Ja, so ek gaan nou terug Echo toe, as julle ooit in Pretoria is, ek weet nie, kry julle ooit 'n verskoning om in Pretoria te wees, ek kan nie dink mens hier bly nie. Maar kom maak 'n draai, ons het 'n koffieshop daar in die Moot, Grounded at Echo, dis sommer ons kantoor ook, kom drink koffie, ek sê jou stiek vir koffie. Sê net vir my, jy is van Jeffries, dan stiek ek jou. En dan kuier ons sommer lekker, en dan vertel jy my vir al die mooi goed, wat nou, die nuwe mooi goed, wat nou ook besig is om te gebeur. Vertel my wat's nuus, dan vertel ek jou wat's nuus. So kom ek drink koffie, kom eet saam met ons, ek het julle vertel van ons gratis ete, julle is baie welkom. Ek het my maatskaplike werkers en die mense daar by ons beloof, ons het verlede jaar R50.000 'n maand skielik uit die bloute uit verloor van een van ons grootste borge. En op 'n manier moet ek my week wegwees van Pretoria af probeer regverdig. En toe het ek gesê, ek beloof julle, ek sal van nou af elke week, by elke plek waar ek kom, sal ek ten minste een keer sê, borg asseblief 'n bed in een van ons huise, of ondersteun ons krisisfonds. Dis ons fundraiser, daai sin wat ek nou gesê het. So as jy iemand ken, miskien ken jy iemand in Pretoria of 'n besigheid of iets, en ons kan 'n belastingsertifikaat gee, maar kyk op ons website, as ons by elke een plek waar ek kom, een borg gaan kry vir een bed, dan is daai 50.000 nie meer 'n issue nie. Die Here voorsien in elk geval ongelooflik. Dis die waarheid. So gaan kyk bietjie op ons website, of as jy sommer net meer wil uitvind. Dan is dit ons laaste boodskap. Wanneer laas het jy groot geskrik? Dink bietjie daaraan. Dis nogals iets as jy 'n selgroep het, of 'n Bybelstudiegroepie, of by die belydensklas of so. Dis nogals 'n lekker gesprek. As almal bietjie sê daar, waarom die kampvuur? As almal sê, wanneer laas het hulle groot geskrik? Of waar het jy die grootste geskrik in jou lewe? En ek wonder as ons vanaand al ons stories kon vertel, wat sou dit wees? Ek het nou die voorreg om nou so elke nou en dan op 'n vreemde plek te praat, en ek onthou ek was een keer daar in die Noord-Kaap, en hulle boek my daar in by 'n plek, daar is so 'n watergat vir diere, en die vrou tussen my inboek sê sy vir my, Jaco, baie welkom hier by ons, jy weet, jy gaan nou hier by so 'n gasteplaas, as wil net vir jou sê, jy is ons enigste gas die week. En nou is daar seker wit huisiekies en daar so 'n watergat met so groot lapa, grasdak lapa, jy hoor die diere so daaronder. En ek dink, ja, dis lekker, want ek hou nogal van wildernis en afsondering en so aan. En die aand praat ek toe by die kerk en ek kom terug, en toe ek daar by my huisiekie kom, nou sit die derde huisiekie, al die ander huisies is leeg. Toe onthou ek iets wat die vrou gesê het, toe ek nou daar my huisie gaan sit die aand alleen. Ek onthou, sy het gesê, daar's koekies, en ek was op 'n dieet, so dit het 'n bietjie gestig, ek kon dit onthou, ek het snaaks genoeg van nie alles gehoor wat sy gesê het, maar ek het onthou, sy het gesê, as koekies, help jouself, daar by die afdak. Dus ek met my kop lig hier af na die afdak toe. Nou is dit vreemd nie, ek ken die plek nie lekker nie, jy hoor die diere daar by die watergat, en ek sal onder die afdak in, en ek kry nie die lig aangeskakel, en ek kry so flou lig hier aan, en nou kyk ek met die koplig, en ek sien nou agter, o, daar is die koekies, en ek kry daai blik koekies, en toe ek hom so oopdraai, en ek kyk so op, toe skyn my koplig hier so, toe staan daar, ek jok nie vir julle nie, so groot bobbejaan, bo op daai toonbank van die afdak, daar is so 'n kroegtoonbank, en hy staan met sy bek so oop. Nou ek weet nie of julle ook so is nie, as mens mos skrik, dan voel dit of jou een been korter, as jy vir 'n slang skrik, of jou een been korter is as jou ander een. Hulle sê veg of vlug, ek vlug. Lyk my vlug is my go-to, maar dit voel of ek in 'n gat trap hier agter. En toe ek my balans net mooi kry, toe sien ek, my hemel, maar die bobbejaan staan nou maar baie stil. Toe sit 'n opgestopte bobbejaan. Toe, so raai wat doen ek toe? Toe eet ek ekstra koekies vir die skok. En terwyl ek die koekies eet vir die skok, toe dink ek, wanneer laas het ek so groot geskrik? En ek onthou 'n keer, wat ek baie groter geskrik het, want die keer was dit vir 'n lewende wese. En ek was in Robertson, daar waar hulle lekker wyn maak. En hulle het 'n ongelooflike ding in Robertson, al die gemeentes, die ekumenies, oor kerkgrense heen, het so
so 'n week wat hulle net op die gemeenskap fokus. En as al die kerke bymekaar, die plaaswerkers en die boere, dis 'n ongelooflike week. Hulle kry kunstenaars en hulle loof die Here en is net hierdie amazing ding. En ek is toe ook spreker by die ding en hulle boek my daar in 'n kloof buite Robertson op 'n gasteplaas. En daar's 'n wit Kaapse huisies onder bome in 'n woud wat so uitkyk oor hierdie kloof, maar in die berge, is te pragtig. En toe die gasvrou my inboek, toe sê sy, Jaco, baie welkom hier by ons, jy weet, jy is ons enigste gas die week. En ek is in daai huisiekie, die volgende middag, is ek in die huisie en ek is besig om te tik aan iets, en is so klein een vertrek plekkie, en jy weet mos partykeer as jy so, as jy heeltyd iets in die hoek van jou oog wat jou aandag aftrek, en ek is besig om te tik, maar my oog vang hierdie venstertjie, net hier so langs my, teen die muur. En op 'n stadium is my nek moeg, van so vooroor gebuk, en ek ry op my stoel so terug, en ek rek my nek, en toe ek so kyk, toe druk die lelikste ou wat ek in my lewe gesien het, sy gesig so teen daai venster. Ek skrik so groot, ek val van die stoel af, ek struikel oor die stoel, ek verloor my balans, ek val letterlik op die grond neer. En toe ek opstaan, toe kyk ek so, toe dink, sien ek, my maggies, die ou het ook geskrik. Dis toe nie 'n venster nie, dis 'n spieël. En nou verstaan julle hoekom ek so groot geskrik het, nê? Nou Jakobus sê, en ek wil graag vir julle daai teks lees. En ons het gesê, Jesus het baie meer gepraat as ons Jesus in die middel sou sit, waar hy hoort, in die middel van alles. Nie die woord, nie die woord is 'n boodskapper van Jesus, wat ons wil leer van Jesus. Nie die kerklike teologie, nie die tradisie, nie Jesus self. Dan, een van die goed wat ons by Jesus sien, hy het baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as net oor hoe ons moet glo. Doen was vir hom verskriklik belangrik. 'n Boom word in sy vrugte geken. Die huis wat op die fondasie gebou is, wat die storm oorleef, wat op die rots gebou is die ou wat gehoor en gedoen het. Jakobus praat natuurlik baie daarvan, een van die oudste briewe in die Nuwe Testament. En hy sê hierdie woorde. Hy sê, julle moet doen wat die woord sê. Dis in Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, sal gelukkig wees in wat hy doen. So dit is baie duidelik. Jakobus sê, die woord is daar om 'n spieël te wees, waarin ons self ondersoek doen, sodat ons onsself kan regryk en die regte dinge doen. Maar mense gebruik dikwels nie die woord as 'n spieël nie. Hulle gebruik dit as 'n soeklig om foute te soek in die wêreld. En ek wil vir julle sê, dis een van die grootste redes omdat daar nie eenheid is nie, en onder Christene in ons land nie, en ons oneenigheid maak dit ons nie geloofwaardig is nie baie keer. Dis een van die groot redes hoekom ons impak in die gemeenskap nie genoeg is nie, want Christene is in plaas van besig, wanneer hulle met God se woord besig is, besig om in die spieël te kyk en te vra, Here, wat moet ek verander? Hulle is eerder besig om die woord te gebruik, want dit is baie makliker as 'n soeklig om ander mense in die gemeenskap, in die politici en die foute in ander uit te wys. En dit was die game wat die fariseërs gespeel het, en die sadiseërs en die wetsgeleerdes, die ouens met wie Jesus die grootste probleem gehad het. Hulle was foutuitwysers, grensspanners. Hulle wou altyd sê wie's uit en wie's in. Hulle het hulle heel dag besig gehou met daai vraag. En ek hoop dat ons hierdie week iets beleef het, dat die Here vir ons gehelp het om in die spieël te kyk en miskien vir onsself te skrik. Ek weet nie of julle al daar soos een van daai videoetjies, daar's mos seker snaakse video's, dan sal so 'n pak, een van daai hondjies met die plat neuse, wat in die gang afhardloop, maar hulle is besig om te verf of iets, die spieël op die grond gesit. En dan hardloop hy so verby homself, dan skrik hy so groot, nee, en dan hop hy net so hoog, as hy vir homself hier in die spieël kyk. En ek dink ons het dit nodig.
Ek dink ons het nodig om te sê, Here, maar ek moet my eie geestelike lewe. Dis Jesus het dit gesê. Hy het gesê, haal eers die balk uit jou eie oog voor jy die splinter uit jou broer se oog uithaal. Hy het nie gesê, moenie jou broer help dat 'n splinter in sy oog het nie. Maar daar's niks wreder wat jy kan doen as om in 'n ander ou se oog te krap as jy nie mooi kan sien nie. Kan jy dink, die ou het 'n splinter in sy oog, jy kan amper glad nie sien nie, maar jy gekarring nou daar. Maar dis wat ons doen. Ek het deur 'n baie moeilike ding gegaan en ek het beleef so 'n paar jaar terug. En weet julle wat, dit was baie duidelik dat dit wat gebeur het was verkeerd. Dit was nie reg nie, dit was onregverdig, dit was wreed. Maar op 'n dag te beleef ek, toe voel dit vir my of die Here ding so op my hart druk. Vir my sê Jakob, dis nodig om 'n verkeerde ding te noem. Natuurlik. Maar dis nie 'n goeie plek om te bly om die hele tyd dit te doen nie. Te wys waar die fout daar buite is nie. Jou geestelike groei lê nie by blame shift nie. Jou geestelike groei lê by introspeksie. By sê, Here, maar wys vir my die balk in my eie oog. Jy weet, die einste Leo Tolstoy van wie ek gisterand gepraat het, hy het gesê, everybody wants to change the world, but nobody wants to change themselves. En ons moet sê, die Koreaanse herlewing, daar's 'n mooi verhaal daaroor, van die Koreaanse herlewing waar 'n ou gebid het vir herlewing in sy stad. Onthou, dit is een van die mooiste sendingverhale, bietjie meer as 100 jaar terug was daar so te sê geen Christene in Suid-Korea nie. Vandag is hulle een van die lande wat die meeste sendelinge uitstuur. En die ou het gebid en hy het vir die Here gevra, Here, bring herlewing in my stad. En hy het 'n stem gehoor wat vir hom sê, vat 'n bordkruit, en hy het die kruit gevat, en die storie gaan dat die Here vir hom gesê het, maar trek 'n sirkel, toe trek hy 'n sirkel, en sê die Here, gaan staan nou binne in daai sirkel, en dan bid jy weer dat herlewing sal uitbreek, maar bid dat dit die keer binne in die sirkel sal uitbreek. En hy het dit gedoen, en dit het gebeur, dit het ook verder versprei. Om te sê, maar Here, begin by my. Dit is maklik op selfs die kerk, sommer net die dominees, wie ook al te beskuldig, om te sê, Here, begin by my. Weet julle hoe belangrik is dit, as ons hierdie week, die Here vir ons iets in die spieël gewys het, of miskien net in hierdie tyd, dit was dalk nou nie hierdie week nie, maar as jy deur 'n tyd gaan, en jy voel God stuur iets, hy beweeg iets in jou hart, en jy kan voel die Here praat met jou. Jy kan voel, hierdie is waar, hierdie is belangrik. Weet jy hoe belangrik is dit om dan iets te gaan doen? Al is dit net iets kleins en dit begin doen en dit aanhou doen. As jy dit nie doen nie, as jy hierdie so sterk aangespreek word deur die Gees van God en jy reageer nie daarop nie, weet wat gebeur? Weet hoe gevaarlik is dit as jy nie reageer nie? Weet wat gebeur dan? Jy raak immuun daarteen, teen daai boodskap. Volgende as jy die boodskap hoor, dan sê jou onderbewussyn vir jou, jy het dit al gehoor, het dit bietjie probeer, nie gewerk nie. So dit is verskriklik belangrik om tot aksie oor te gaan. Alles 'n klein aksie, maar om iets te begin doen. As ons gesê het, tyd afsondering gebed, dat jy 'n afspraak met die Here sal maak, dat jy miskien op jou kalender, dat jy 'n alarmpie sal stel, dat jy sê ek gaan begin opdaag en aanhou opdaag, al is dit bietjie krom en krippel, al is dit bietjie min, ek gaan elke dag 'n draai stap saam met die Here, of ek gaan regtig begin tyd afsonder saam met God, maar ek gaan dit begin doen. Wat help het jy hoor dit net, sê Jakobus. Hy sê, jy is soos 'n ou wat sien, daar's iets verkeerd met jou in die spieël, maar jy stap maar net weg. Volgende keer, dan skrik jy nie weer vir jouself nie. Dit is belangrik om te reageer wanneer jy geskrik het. Want volgende keer, as jy gewoond aan die beeld, dink jy, dis maar dit is, skrik jy nie meer nie. So jy moet iets doen, jy moet beweeg. Die eerste ding wat ons lees van God se Gees in Handelinge, wanneer net voor Pinkster, dan onthou hulle, die Here het gesê, wanneer my Gees, dis interessant, wat hulle vra daar, gaan lees bietjie Handelinge 1, hulle vra, Here, is dit nou die tyd wat U die nuwe politieke, of die politieke herstel in Israel gaan bring? Hulle dink nog steeds, hy gaan 'n aardse koninkryk bring, hulle dink nog steeds ons mense eerste. Dis letterlik wat die disippels vir hom vra, Here, is dit nou die tyd wat Israel se politieke herstel kom? En dan sê Jesus, dan sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke. Hy sê, as my Gees oor julle kom, sal my Gees julle beweeg. En ons het hierdie week oor gepraat, God se Gees sal ons beweeg in groter onselfsugtigheid in, altyd. Dis hoe ek God se Gees beweging kan agterkom.
Hy beweeg ons daarin om meer onselfsugtig te wees, want dis die definisie van liefde. En hy beweeg ons in groter vryheid in, sodat ons gelukkiger is met minder, sodat ons die vryheid het om oor die grense van mense te beweeg en nie vasgevang te word deur die grense van mense wat mense gespan het nie. Jesus het so oor die grense van mense begin beweeg en ons sien hoe die vroeë kerk daai selfde beweging voortsit en hoe hulle amper net spoed kry asof hulle skielik as die Heilige Gees op hulle uitgestort word. Jesus het binne in Israel het hy oor die grense van mense beweeg. Die Samaritaanse vrou se verhaal, die Romeinse soldaat van wie hy sê, nêrens in Israel is daar groter geloof as by hierdie man nie, en hy begin so oor die grense van mense beweeg, en hy sê vir hulle, dit kom, en dan met sy hemelvader aan Matteus, dan sê hy dit gaan gebeur, en dan is dit amper hierdie ontploffing, as die Heilige Gees uitgestort word, en dan is dit net so, en dan beweeg hulle oor die grense van mense, in onselfsugtigheid, dit gaan nie oor hulle self meer nie, en dit het gewerk, dit het letterlik gebeur, want ons, die feit dat ons vanaand hier sit, dat ons hierdie liedjies vanaand sing, sê dit het gebeur. Hulle was Jesus se getuies in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke, tot teen die see van Jeffreys Bay in suiderlike Afrika, het die Gees van God mense beweeg. En nou is die aflosstokkie, elke geslag kry een kans, nou is dit in ons hande. En van ons het eintlik die ding al gedrop. Vir die grootste deel van ons lewe het ons net vir onsself gelewe. Ons het eintlik daai aflosstokkie nie aangepas nie. Ons het eintlik daai beweging van God se Gees, toe dit by ons kom, het eintlik so half, het ons het half gestop. Aflosstokkie gekry en hom laat val. Ons het dit nie voortgesit nie. Dit is nie asof sy liefde van ons af ook so uitkring nie, want dis die idee, elke mens, paying it forward, dit gaan aan, van my af, dan beweeg God se Gees my nou, soos wat hy die mense voor my beweeg het, om die evangelie oor die grense van mense te bring. Ons het die unieke situasie, ons het die hele wêreld by ons, iemand het dit nou daar binne gebid, ons het van die Pakistanis tot die Bangladeshis en die Congolese skielik in ons dorp, en is veronderstel om 'n voorreg en 'n geleentheid te wees, en ek wonder of hulle die evangelie gaan hoor. Ek vertel nou die dag, toe ons so met die dominees en die pastore hier vergader het, toe sê ek vir hulle, ek was in Bangladesh, ek het so 'n toergroepie gevat, ons het klomp goed gaan kyk, onder andere die Grameen Bank, die ou het 'n Nobel Peace Prize gewen, en ons is daar in die villages om te gaan kyk, hulle het so ding waar hulle vir die armste van arme mense in daai villages in Bangladesh, as 0.05% Christen, een van die mees onbereikte plekke in die wêreld, maar in daai villages, daar's 'n klei huisiekies, dit lyk soos 'n Asterix verhaal, as jy so kyk, is eintlik baie mooi, palmbome, 'n koei, en so put wat jy so met 'n dakkie op, en op die platteland van Bangladesh, loop ons 'n tannie raak, en iemand talk vir ons, toe sy hoor, ons is van Suid-Afrika af, toe sê sy, my seun werk in Suid-Afrika. My seun werk in Suid-Afrika. Ek dink by myself, hemel, hier is omtrent nie 'n Christen in Bangladesh nie, daai ouetjie gaan die evangelie hoor, en hy gaan hom vasloop in God se liefde. Dis die eerste ding wat ek dink. Dis almal goeie nuus dat hy in Suid-Afrika werk, hy wat uit 'n land uitkom waar daar geen Christene is nie, onder Sharia wet en so aan. En toe dink ek na die tyd, hy gaan nie die liefde van die Here by God se mense beleef in Suid-Afrika nie, wat se kans? Hy gaan waarskynlik 'n stuk hoogmoed beleef. Wat se kans dat daai ou gaan tot bekering kom, dat hy die evangelie gaan hoor? Hoeveel van die selfoon, die Pakistaniese Bangladeshis, net in julle dorp, of in my dorp, die Moot, Pretoria, het al die evangelie gehoor? By een van die Christene van die 70 kerke daar in 'n 5 kilometer radius daar by ons. Kans is so klein. En dis jammer is so, is dit nie? Want dis asof ons vat die beweging van God se Gees en ons sing oor sy God se genade en ons is so dankbaar vir die vertroosting daarvan, maar ons sit dit nie voort nie. Ons gaan selfs, dis die grootste ironie om selfsugtig om te gaan met die evangelie wat wesenlik per definisie die grootste manifestasie van onselfsugtigheid en selfopoffering en liefde is. Jy kan nie dit doen nie. So ons moet beweeg. Ons het die eerste oggend vir mekaar gesê, die groot geheim, en is nie net in gebed, afsondering gebed nie, maar in al die goed wat ons genoem het, is om op te daag en aan te hou opdaag. Op te daag en aan te hou opdaag.
Die probleem is ons daag 1 of 2 keer op, dan sê ons dit het nie gewerk nie. Ja, ek was al by die sopkombuis, of ja, ek het met 'n ou pad begin stap, en hy het jy weet, daai boemelaar, is almal daai storie, ek het ook sulke stories. Ons het vir hom 'n kos gekoop, het gegooi die kos in die asblik, het nie gewerk nie. Ja, ons het ook, mense sal altyd sê, ja, ons het ook 'n kinderhuiskind een keer op vir 'n naweek vakansie gevat. Ons was ook een keer op 'n uitreik. Ons het ook een keer 'n gebedsretreat bygewoon. Ek het ook al dit gedoen, of so 'n paar keer. Daar was ook 'n, weet jy wat, jou uitsondering sê baie min van jou karakter. Jy kon iets geleer het deur hierdie eenmalige goed. Maar dis die verskil tussen 'n gewoonte en 'n uitsondering. Op die ou end is dit nie jou, as jy wil geestelik groei, het jy nie beter uitsonderings nodig nie, jy het beter gewoontes nodig. Dit wat jy die meeste van die tyd doen, moet verander. Nie dit wat jy met uitsondering doen nie. En baie van hierdie goed werk eers, om tyd af te sonder in gebed, om betrokke te raak by iemand in nood. Dit werk net nie as jy net 'n paar keer opdaag nie. Dis soos die ou wat vir sy pel sê, hy sê, jy weet, hy loop hom aan die straat raak. Hy sê, jy weet, jy het vir my gelieg. Die ou sê, hoe so? Hy sê, jy het vir my gesê, as ek gym toe gaan, dan gaan ek 'n six-pack kry, en ek gaan spiere kry, en ek gaan gewig verloor, en ek gaan fiks wees, en ek gaan beter voel, en beter slaap, en so aan. Hy sê, weet wat, ek het dit nou 3 keer gedoen, dit werk nie. Wat sal sy pel sê? Hy sal sê, stupid man. Dit help nie doen dit met uitsondering nie. Jy moet dit as 'n reël doen. Jy moet dit as 'n gewoonte wil doen, voor jy kan sê of dit werk of nie. Gaan doen dit as 'n gewoonte, en sê my dan of dit werk of nie. Doen dit elke week 3 keer. Of elke dag 3 keer. Dan sê jy vir my of dit werk of nie. En soveel van hierdie geloofsdissiplines sal mense net sê, dis nie vir my nie. Soos die vrugte van die Gees, die eintlik maar soos gawes jou uniekheid wys. Die vrugte is vir almal. Maak nie saak of jy in die band sing, en of jy weet of jy 'n drywer is, en of jy afgetree is, en of jy 'n kind is nie. Jy is veronderstel om te gee, en onselfsugtig te wees, en lief te hê, en getrou te wees, en eerlik te wees. Dis die vrugte van die Gees, dis vir jou. Maar as jy wil omgee sien werk, dan moet jy opdaag en aanhou opdaag. En jy moet nie net opdaag, dit iets aan die persoon doen by wie jy opdaag nie. Jy moet opdaag ook met die vraag, Here, wat kan ek leer by hierdie persoon? Kom ek vertel julle 'n groot geheim. Daar's iets van God se hart wat jy nie kry in die mooiste kerkgeboue, in die wonderlikste lofprysingsgeleenthede. Jy kry dit nie in die mooiste katedrale in die wêreld nie, nie in die mooiste dagstukkie of nagstukkie boeke. Jy kry dit nie eers in Bybelstudie en in afsondering in die natuur nie. As iets van God se hart wat jy kry tussen die stikkenis en die eensames en die weerloses van ons wêreld. Jesus het gesê, ek was honger. Hy sê, julle het my daar raak geloop. Julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors. Julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling. Julle het my gehuisves. Ek was in die tronk. Julle het my besoek. Hy sê, julle sal iets van my hart, is asof God iets van sy hart reserveer, amper wegsteek daar, by die stikkendheid van die wêreld. En jy moet opdaag om dit te kry. Ou sê een keer, ons sal dalk te laat uitvind, te veel mense sal te laat uitvind eendag, dat die skatte van hierdie wêreld al die tyd in die sakke van straatkinders was. En jy gaan jou trots in jou sak moet steek, en oor daai awkward fase gaan, en sê, ek gaan opdaag, Here, ek gaan opdaag vir iemand wat eensaam is, vir iemand wat lonely is. Ek gaan my radar aansit in die oggend, en ek gaan opdaag en aanhou opdaag. En ek gaan hierdie gewoontes probeer doen, alles het in die kleine, 50% van iets is beter as 100% van niks. Alles is moeilik voor dit maklik is. Niks gebeur sommer net so nie. Dis maar altyd 'n ding. Nie een van hierdie ouetjies wat so mooi surf vir die eerste keer op die surfboard geklim en dit reg gekry nie. Hulle het almal kans gesien om vir baie afval en klomp soutwater sluk om dit uiteindelik reg te kry. En alles in die lewe is so, en die groot geestelike goed ook. Jy moet opdaag en aanhou opdaag voordat jy die effek daarvan begin sien. So dit is belangrik dat ons weet hierdie 5 eienskappe van 'n volgeling van Jesus wat ons by die vroeë kerk sien, om tyd af te sonder in gebed, om onselfsugtig te leef met ons materiële besittings. Ek wil jy moet eintlik na daai aand gegaan het en gesê het, Here, ek wil my begroting kyk, ek wil onmiddellik iemand wat besig is om 'n verskil te maak ondersteun. Iemand wat swaar kry, help. 'n Organisasie waarvan julle gemeente die amazingste mense ondersteun. Ek wil sê,
ek wil my 10de groter maak. Ek wil onmiddellik vra, hoe kan ek met dit waarmee ek geseën is, 'n seën wees? Ek wil jy moet iets doen, jy moet in beweging kom. Jy moet sê, jy weet as jy tot bekering kom met jou beurs en jou besigheid ook tot bekering kom. Jy moet dadelik sê, Here, maar dan wil ek, alles het net iets kleins. Daar's 'n ou in Amerika, een van daai bekende predikers, ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar hy het 'n baie bekende boek geskryf, toe maak hy miljoene rande, toe raak hy baie gewild. Dis al nou video's en flieks aan hom gemaak en so aan. Hy sê wat hy gedoen het, hy en sy vrou het, toe hulle jonk was, het hulle 10de begin gee. En hy het geweet, die 10de is maar net 'n, ek wil Jesus praat sê, nêrens jy moet jou 10de gee nie, jy weet. Hy sê eintlik jy moet baie meer gee. Jy moet jou hele lewe gee, jy moet jou alles gee. Maar toe sê hy, ons gaan van nou, of hy en sy vrou het gesê, ons gaan begin met 'n 10er, gaan ons elke jaar 1% meer gee. En hy sê, dit is so ongelooflik hoe die Here hom seën. Hoe hulle nou, ek het 'n pel gehad, toe hy tot bekering kom, en hy was 'n student wat sy eerste werk gekry het, toe gee hy sommer 60%. Dit is ongelooflik. Wat vir hom op 'n manier gewerk het. En ek sê nie almal moet presies 60% gee nie, maar miskien moet jy sê, Here, ek sukkel om by my 10de te kom, ek gee 5%, maar ek gaan nou 6% gee. Ek gaan nou 7, ek praat eintlik net van daai aksie neem, om te sê, ek gaan iets doen, en ek gaan iets totaal onselfsugtig doen, ek gaan iemand vir wie ek niks skuld nie, ek gaan die genade wat na my toe kom, wat ek nie verdien nie, ek gaan daai tipe genade vir iemand gee, en ek gaan besig raak met die vraag, wie kan ek help? Hoe kan ek, die idee is dat mense belangriker moet wees as goeders en geld. Ek sê julle wat ek bid elke keer voor so 'n reeks soos hierdie, en ook toe ek op pad was hier na julle toe, is ek bid Here, ek bid dat mense wat nie weet dat U vir hulle lief is nie, wat nooit hulle voete in hierdie kerk sal sit op hierdie stadium nie. Mense wat so stikkend voel en honger voel, 'n enkel ma wat so swaar kry en so koud kry, dat sy nie kan fokus, dat sy nie logies lekker kan dink nie. 'n Kind wat aan sy eie genade oorgelaat is, 'n droom wat verslaaf is, wat gedink het God het met hom opgegee, dat iemand wat stikkend is en eensaam is in loneliness en leegheid besig is om op te gee met die wêreld, dat mense daar buite sal voel dat U vir hulle lief is as gevolg van dit wat hier binne gebeur het. Want dis wat met Pinkstertyd gebeur het. Dit wat daar binne gebeur het, en daai groepie mense in hulle binnekring, het enorme effek daar buite gehad. Hulle sê die kerk is die enigste organisme wat bestaan vir sy nie-lidmate. Dit is die enigste organisasie wat bestaan vir sy nie-lidmate. En 'n gemeente moet eintlik vra, nie wat sal die gemeentelede mis as ons ophou bestaan nie, maar wat sal die gemeenskap mis as ons weggaan. En partykeer moet ek by 'n kerk praat en daar's baie min goed om aan te haak. Daar's nie lekker, hulle gee nie vreeslik om nie, hulle sorg net vir hulle self, maar julle het ongelooflike projekte, wat daar is hulle teen die muur, waarby julle betrokke is. En daar's ongelooflike ander potensiaal, en daar's gemeentelede wat in die kleine op ander plekke betrokke is, en skakel in, en raak betrokke, en kom in beweging, en daag op en hou aan opdaag. Bou die eenheid, sê ek gaan vandag iets doen wat die eenheid tussen mense bou. Ek gaan begin bid vir die AGS kerk op die dorp. In plaas van om te skinder as jy hoor 'n pastoor het droog gemaak, ek gaan begin bid vir daai gemeente. Ek gaan bid vir die swart kerkie hierbo. Ek gaan bid vir die organisasie wat ek nie verstaan nie, want hulle het ander teologie as ek aan. Ek gaan begin, in plaas van om te kritiseer, ek gaan nou, Here, ek wil nou hierdie gewoonte aanleer, om eenheid te bou. Ek gaan begin vriende maak met iemand, met 'n Bangladesh selfoonwinkel eienaar. Ek weet nie hoekom amper ek so daarop nie, vir 'n Bangladeshi is wat die Here wil aanraak nie. Maar ek gaan begin moeite doen ek gaan 'n lang pad stap, ek gaan iemand leer ken, en nie net vra of ek weet iemand sê, ouetjie sê een keer, nou wil die Here ek met 'n muntstuk skiet vir elke straatkind wat van my geld vra. Dan sê ek nee, ek dink die Here vra veel meer as dit. Moeder Teresa het gesê, if you can't help 100, then help one. Vat een, en stap die lang pad, en word sy vriend, en kyk wat jy ook kan leer. As ek wil hê 'n tannie daar in die ooste van Pretoria, ek het gehoor hoe spot julle nou die dag, ons sê altyd van daai gemeentes is so smart, hulle met nagmaal stuur die wynlys om, jy weet. En maar as ek wil hê 'n tannie daar in die ryk ooste van Pretoria moet betrokke raak by 'n oumaatjie wat ek ontmoet het, wat 7 weeskinders in haar shack het,
wat sy versorg, met die liefde van die Here, dan is dit nie net so dat die ryk tannie daai oumaatjie kan help nie. Dis ook omdat ek dink die ryk tannie het baie om te leer by daai oumaatjie oor die kern, die mees basiese, die evangelie in sy mees basiese vorm. Oor die hart van God by daai tannie kan leer. En omgee werk op sy beste. Ons sien dit in ons huise, die mense wat intrek om ander ouens te help, met die gesindheid van ek het ook baie om te leer by 'n Kongolese straatkind wat oor land gevlug het van die Kongo af, toe hy 11 jaar oud was. Daar's regtig iets wat ek ook kan leer by hierdie kind. Ek het iets om te leer, ou Petrie wat ons plaasprojek raan, hy het jare lank op straat gebly, daar in die parke gebly, is vol tatoeëermerke, daar in die moed gebly, in en uit ons huis, ek het hom gesien op skool. Ek het nou 'n fotootjie gesien wat hy my gestuur het, hy ran daai plaasprojek in die Vrystaat soos 'n champ. Hy boer nou 6 jaar lank, ek dink sy 7de jaar hierdie. Ek het so 2 jaar terug het ek hom in Clarissa getrou, hulle babietjie kom nou. Hy is seker die beste leier wat ons in ons Echo gemeenskap het. En dan vra ek, Here, help my om 'n Petrie raak te sien, nie eers nadat hy verander het nie, maar voordat hy verander het. Dis die wonderlike ding van God se genade. Hy is vir jou lief nog voor jy verander het. Dis eintlik sy liefde wat jou verander. En om te sê, nee, ek begin die potensiaal van mense raak sien. Jy weet, Jesus, ek het groot geword met hierdie ding, en ek het dit baie keer self verkondig, en ek weet nie of ek het Sondagoggend gesê het nie. Maar Jesus het nooit gesê, ons moet die lig vir die wêreld wees nie. Ons tema is leef lig. Maar die Sondagskooljuffrou het vir my gesê, ek het dit self partykeer gesê, die dominee, die pastoor, almal het altyd gesê, Jesus het gesê, ons moet die lig vir die wêreld wees. Hy het dit nooit gesê nie. Weet wat het hy gesê? Matteus 5, aan die bergprediking, Matteus 5, 6 en 7, wanneer hy, en dan brei hy uit daaroor. Wat het hy gesê? Hy het gesê, julle is die lig vir die wêreld. En hy het gesê, wees versigtig, mens kan hom toemaak, of jy kan hom oopmaak. En daar's 'n baie groot verskil tussen jy moet die lig wees en jy is die lig. Dit beteken dat as ek met 'n kind werk, dan wil ek eintlik hê daai kind moet ontdek wie hy eintlik is. Ons is bang vir introspeksie, ons is bang om in die spieël te kyk, en ek sien dit by tieners, hulle sê the most difficult journey is the journey inwards, want hulle is bang dat as hulle diep genoeg in hulle eie harte kyk, dan sien hulle is betekenisloos, hulle is leeg, hulle is donker, en is koud, en is dood en koud en stil en leeg en donker hier binne, boos. Dan sê ek, nee, die eerste ding wat God van ons sê is, hy het ons na sy beeld gemaak. As jy diep genoeg in jou self kyk, sal jy sien daar is 'n lig, maar jy is besig om dit toe te maak met allerlei nonsens wat jy aanvang, want jy weet nie jy word lief gehê nie, en jy weet nie is veronderstel om lief te hê, en jy kan 'n enorme effek hê op die wêreld. Ek het al gesien, ek het julle die storie vertel van die kinders met daai Matlala dans wat ons op die uitreik gevat het. Ons het gesien hoe die lig letterlik in 'n kind se oë aangaan as hulle besef hulle is lig. As hulle besef ek het betekenis, ek kan 'n verskil maak. Hulle sê, one of the greatest needs is the need to feel needed. Om te ontdek, maar God se lig is in my. Ek is nie hier vir allerlei ander sideshows nie, ek is hier om 'n lig te wees. En 'n lig skyn juis, 'n lig se betekenis neem eintlik nog eksponensieel toe, soos wat dit donkerder word. So jy kan nou sê, Suid-Afrika is so 'n verskriklike donker plek. Wel, dan met jou lig, wat jy eintlik sê is, dan moet my lig baie helderder skyn. Dan is my lig nog nodig. Daar is geen manier wat ek hom nou kan toemaak met 'n klomp selfsugtigheid of materiële, weet net my najaag van materiële sukses of status of belangrik probeer wees of wat ook al nie, of vrese. Ek moet hierdie lig laat skyn. Jesus sê ons is die lig vir die wêreld. Alles verander as jy dit ontdek. Wat is die mooiste stories oor, en ek het gedink, ons het sommer nou vandag, ek en van die dominees gesels, en toe sê ek maar, miskien moet ek net so 1 of 2 stories vertel, want dit het 'n baie groot effek op my lewe gehad. As ek 'n storie hoor oor wat iemand anders doen, dan dis nie noodwendig dat ek nou daai ding gaan doen wat daai persoon doen nie, maar dit stuur so 'n bietjie 'n manier van dink, of dit maak jou 'n stukkie kreatiwiteit in jou wakker. En 'n interessante storie wat 'n gemeente, en ek wil ietsie vertel van wat 'n groot gemeente as 'n geheel kan doen, want ons kan as 'n groot groep amazing goed doen,
Ons kan in klein groepies ook goeders doen en ons kan ook individueel goeders doen. Ek dink eintlik ons moet op al 3 vlakke funksioneer. Daai gemeente waar ek nou gekoppel is, Valeria, hulle het op 'n stadium met iemand 'n ding aangebied en gepraat oor 'n omgee bazaar. Ek weet nie, miskien doen julle dit ook, maar ek sê vir julle sê dis die fascinatingste ding om 'n NG Kerk te sien wat 'n omgee bazaar is. Ons hou 'n bazaar, ons hou weke voor die tyd, vergader ons besluit ons gaan bazaar hou wat skrik vir niks. Maar alles is verniet. Die puddingtafel is verniet. Hulle pak die saal, almal bring hulle boeke want mense het boekrakke vol boeke, die boeke is verniet. Daar's kleretafel so hoog gestek met klere wat verniet is. Daar's springkastele, dis verniet. Daai ketty-ski ding met die blikkies wat jy omskiet is verniet. Die potjie kos, elke selgroep maak potjie nie net vir hulle nie, maar vir nog mense. En almal nooi mense. So die mense nooi, almal nooi hulle bediendes, almal nooi die kinderhuis is daar, ons eko-gemeenskap is daar. En ek het dit nooit gereël, ek het niks daarmee te doen nie. Ek het net altyd die gratis kos gaan eet. So ek sê iets wat ek gesien het. En dan staan daar, en dan is daar soos, dit is nie 'n baie groot gemeente nie, maar dan staan daai dag was daar soos 2000 mense op daai kerkterrein. En is die mooiste, en is mense van elke, het lyk soos daai Matlala dans, van elke volkstam en nasie. En almal het net die wêreldse respek. Ek weet nie, is dit asof daar so 'n gees van respek en omgee is. Ons het van die blanke plakkerskamp se ouens, ons het die kinderhuise is daar, almal is welkom en alles is verniet. En weet julle wat, daar bly altyd kos oor. Dis daai ding van daai klomp mandjies kos altyd kos oor. En dan daai Sondagoggend, dan is die snaakste, ek weet nie of die gemeentelede skuldig voel omdat alles verniet was nie, maar dan gooi hulle daai Sondagoggend meer geld in as wat die bazaar sou maak. En ons vra nie daarvoor nie. En dis die weirdste ding, 'n gee-bazaar. Ek het eendag by Kleinmond daarvan vertel, so 2 jaar later, toe stuur hulle vir my foto's, toe het hulle wraggies dit gedoen. En almal vertel net, dit was ongelooflik. Alles is verniet. En sonder dat jy hoef te sê, demonstreer jy iets van God se goedheid en genade en liefde. So crazy acts of kindness. Dis wat Jesus gedoen het. Crazy acts of kindness. Weirdste ding, die disipel kap die ou se oor af, Jesus het hom terug. Jy weet, Lazarus, hy ween saam met daai vrouens en dan wek hy hom uit die doodheid. Hy maak vir daai menigte kos. Hy kon hulle teruggestuur het om te gaan eet, maar hy maak vir hulle kos en dan sit 'n seentjie wat sy visies en broodjies bring. Ek was eendag in was eintlik so 'n televisie onderhoud ding, so dit was so 'n bietjie awkward. Jy weet met die kamera op jou. En die ou sê, hy sê ja, Jaco, jy weet ons het ook maar net ons is ook maar net soos hy seentjie. Ons het ook maar net broodjies en visies om te gee. Ek sê ek dink jy verstaan die teks verkeerd met alle respek gesê. Daai seentjie het alles gegee wat hy gehad het. Hy het regtig net daai visies en broodjies gehad. Wat het jy in jou hande? Waarmee het die Here jou geseën? Moenie vir my sê is 'n paar visies en broodjies nie. Ons moet 'n seën wees met waarmee ons 'n seën is. En dis wonderlik as dit gebeur. Ek moet julle sê dit kreer 'n gemeenskap se koppe om as 'n gemeente net hierdie random acts of kindness doen. Jy weet hierdie crazy, hierdie vreemde goed. Onthou Jesus se ouers het van hom gesê en as eintlik 'n mooi boodskap hier wat mense daaroor kan maak. Die lelike goed wat mense van Jesus gesê het om te sê maar ek wil so lewe dat mense dit ook van my sal sê. Hulle het van Jesus gesê hy is van die duiwel besete, die godsdienstige leiers, dis een van die vieslikste goed wat jy van iemand kon sê. Sy ouers het gesê en gaan lees dit. Hulle het gesê en dit staan letterlik net so. Hy het van sy kop af geraak. Want hy het so omgegee, hy het nie geëet nie. Het julle daai teks al gelees? Dan sê hulle, en sy ouers het gesien, hy het niks geëet nie, hy was net die hele tyd besig om te bedien, en hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. En mense het hom hulle het hom 'n vraat en 'n wynsuiper genoem, 'n vriend van sondaars. Letterlik, ek quote die teks uit die Bybel uit. Crazy acts of kindness. Te gaan kuier by mense mense gaan jou eintlik bietjie beledig as jy by hulle gaan kuier. Dit is alright, want jy doen dit vir die Here. Jy doen dit omdat jy God se genade nie net wil ontvang nie, maar jy 'n rivier wil wees waardeur dit vloei. Kom ek vertel julle 'n ander storie, ek het in daai geel boekie geskryf. Een van die subtekste van daai boekie is dat groot mense ook baie het om by kinders te leer. Onthou, Jesus het nie vir groot mense gesê,
vir kinders gesê word groot nie, hy het vir groot mense gesê word klein. En ons het baie by tieners en kinders om te leer. So hierdie 3 meisies daar in Oosmoed, hoërskool was hulle kom sien my. Hulle sê vir my, Jaco, wat kos 'n prostituut? Ek sê ek het 2 vrae. 1, hoe dink julle ek sal weet wat kos 'n prostituut? En 2, om wat mee te maak? En hulle sê vir my, hulle vertel my die volgende, daar in 26ste Laan in Valeria, was 'n huis vir jare lank, 'n bordeel. Dit's 'n gewone, baie konservatiewe gemeenskap. Maar daar's 'n klomp prostituie. En van die meisies is jonk, hulle is maar 18, 19 jaar oud. En ek onthou 'n gemeentelid, 'n kerkraadsou wat vir my een keer vertel het, hy bly daar naby op die hoek, hy sê ja, en skiet ek hulle met my paintball gun as ek hulle sien daar oor die muur. Die ander ou sê ja, ek ry hulle partytjie, ek maak of ek hulle gaan raak kry. Die vrouens skree vir hulle lelike goed. Nie op Sondag nie, op Sondag sing hulle God is liefde, juig ons harte, neem 'n lewe laat dit deur. Maar deur die week as hulle die prostituie sien. En hierdie meisies het gesien hoe die gemeenskap met hierdie prostituie maak. En hulle het gesê, Jaco, maar as ons die evangelie lees, dan kan ons mens nie dit doen nie, dis mos wat die fariseërs gedoen het. En hulle het gesê, hulle het besef, hulle het bietjie gaan dink, hulle het met hierdie een meisietjie, hulle het daar begin groet as hulle huis toe stap, en hulle het begin aanmeld vir diens, en hulle het met haar begin vriende raak, en hulle het gesien, sy is ook maar net soos hulle. Sy is net in horrible omstandighede gebore, en sy het klomp baie bad keuses gemaak. Wie weet hoekom sy dit doen, maar hulle het 'n hart ontwikkel vir haar. Hulle het nie vir 'n verandering nie met oordeel nagekyk, soos die groot kerkmense nie. Hulle het met deernis nagekyk. En hulle sê toe maar, hulle het besef, as hulle wil haar aand sommer net uitvat, en haar net bederf, en so. Maar as hulle dit gaan doen, dan gaan sy mos nou geld verloor, en hulle weet, die pimps is hard op hierdie meisies, en so, toe gaan figure hulle uit, dus ek wel vra nou maar vir haar, toe het hulle wraggies gegaan, en hulle het die meisie uitgevat, hulle het haar nie gebible bash nie, hulle het nie vir haar gepreek nie, hulle het voor die tyd afgespreek, ons gaan haar net spesiaal laat voel, en ons gaan nie eens die hele tyd net oor haar verf nie, ons gaan kuier, ons gaan eet, en ons gaan die aand net geniet, en hulle het haar vriende geword. Is dit nie ongelooflik nie, Crazy acts of kindness, waarmee ons kan besig wees. Ons het so KGB idee, sulke bandjies op 'n stadium gemaak, sulke swart bandjies, en dat is gesê, daai ding van Moeder Teresa, if you can't help 100, then help one, en baie keer vra Christene, maar waar begin ek? Wel, begin deur dalk bestaande goed te ondersteun, en in te skakel te vra, hoe kan ek help? Maar ek dink, behalwe vir die groot goed wat ons saam doen, kan ons ook individueel in die geheim iets doen wat niemand van weet dalk nie. Regtig net omgee en help. En die K staan vir, maak 1 keer 'n week kontak, kry vir jou iemand. So sê net maar, jy piek nou 'n straatkind, ek het nou daar enetjie gesien. En jy sê, of 'n boemelaar oomie, of 'n tannie wat baie eensaam is, wat sy kinders al verwerp het, en sy kry swaar, en daar's nie genoeg geld nie, en sy's in daai straits, dit gaan baie swaar met haar, of wat ook al. Maar dan kies jy een persoon, en dan daag jy op, en jy hou aan opdaag. En jy vra vir die Here, wat kan ek leer, en hoe kan ek help? Want hy is gesê, voor ons bid, moet ons baie keer uitfigure wie werk vir wie. En dan bid jy, en dan sê jy, dan die K staan, die K herinner jy as KGB, soos 'n ondergrondse projek, is nie asof jy breek nie daarmee nie, dis hoekom dit sommer net so 'n bandjie is, net bandjie herinner jou, is so 'n dingetjie om jou speeltjie, of om jou sleutels, of om jou arm, en as jy dit sien, dan onthou jy, ek moet nog vandag, ek moet 1 keer 'n week maak 'n kontak met daai persoon, dis die K, die G beteken ek gee, ek vra, hoe kan ek help, as dit winter is, kan ek jou kombersie, kan ek jou nie help om 'n lisensie te kry nie, kan ek jou nie help om jou ID te kry nie, kan ek nie hoor van die rehabilitasiesentrums, kan ek nie die organisasie wat jou kan help ondersteun nie, of wat ook al. Jy gee op 'n manier, en dan die B is, elke keer as jy jou bandjie sien, bid jy vir daai persoon, jy bid elke dag. So jy, K, maak kontak, G, B, undercover, jy breek hier daarmee, jy kan raad vra, en hulp vra, maar that's it. En dis die ongelooflikste, hoe van hierdie kinders van ons dit begin doen het, en dat ek het dit met 'n persoon gedoen, en ek wil nie sê wie dit was, of niks daaroor breek nie, maar daai persoon, toe ek weer sien, toe dra sy so 'n bandjie, toe sy besig om iemand anders te help. Is dit nie ongelooflik nie?
Kom ek sê jou een ding wat jy nie kan doen nie, wat jy nie kan bekostig nie, is om nie te groei nie. Is om stil te staan. Dit lyk vir my die lewe, 'n geestelike groei is soos fietsry, as jy stop, val jy af. As jy nie besig is om die wêreld 'n beter plek te maak, is die wêreld besig om jou te besoedel. As jy nie opgaan nie, as jy soos 'n bal, as die oomblik wat hy ophou opgaan, gaan hy af. Dat dit eintlik vir jou geestelike voortbestaan belangrik is dat jy sal beweeg en aanhou beweeg in die rigting van God se gees. Ek sluit af met hierdie storie. Ons het 'n dogter by ons gehad en sy het verskriklik deur vreeslike trauma. Sy was, ek dink 14 toe. As jy 'n fliek op daai stadium van haar lewe sou maak, sou sy dit nie kon sien nie. So 2 tot 18 ouderdomsbeperking nie. Dis so 15, 16 is, toe die hartseer in haar lewe al soos 'n klomp boeke op mekaar gestapel. En later is daai toring so onstabiel dat jy kan 'n klein boekie opsit, dan val die hele ding. Ons sê mos baie keer, hoekom is 'n klein dingetjie wat gebeur het? Hoekom is jou reaksie so groot? Maar die hartseer en die neglect en die eensaamheid en die seer kry was net so, die toring was al so hoog. En sy sê een keer van my, sy sê, Jaco, vat my bietjie plaas toe, dan los jy my vir 'n dag daar. Ek wil net skree. Ek wil net vir 'n dag lank, wil ek net skree op daai plaas. En op 'n dag, nie lank daarna nie, toe val haar toring. En sy was altyd op ons kampe, in ons eredienste, en by ons Bybelstudietjies, want hulle moet nou maar, jy weet. Sy altyd, is vir hulle lekker nie. En ek kon sien, sy draai haar oor, sy kan nie glo God se vir haar lief nie. En so op 'n dag toe tuimel haar toring, ek dink 'n kerel het uitgemaak, toe sy die laaste seer kry, toe breek haar hart, haar lewe val uit mekaar. Sy hardloop in die strate en sy huil, sy skree. Sy sê, later het sy nie geweet waar sy is nie. En sy was totaal uit asem en sy het finaal moed opgegee. En sy het op 'n straathoek gaan sit, 'n vreemde straathoek. En sy het gehoor, terwyl sy het met haar hande in haar hare gesit en net gehuil. Maar sy het gehoor hoe maak 'n hekkie agter haar oop. En 'n vreemde tannie het uitgestap wat sy nog nooit gesien het nie. En die tannie het by haar kom sit. En die tannie wou eers met haar praat, maar toe, en gelukkig het sy wysheid gehad, sy het net probeer preek vir die kind nie. Sy het gesien die kind kan nie nou praat nie. En toe doen sy die wyse ding, en sy sit net haar arm om haar. Sy hou haar vas, en sy druk, daar so rukkie druk sy die dogter, sy toe druk hy tannie my teen haar bors. En hou my net vas, seker vir 'n uur lank. Sy sê, jy weet Jaco, jy het altyd vir my gesê, jy het altyd vir ons vertel, en ons het daaroor gesing, God is lief vir my. Sy sê, ek kon dit nooit glo nie. Sy sê, maar daai dag, het ek het gevoel, en nou glo ek het. Ons het begin deur te sê, die dogtertjie het gevra, papa, hoe lyk God? En ons het gepraat oor hoe lyk die wind, en ons het gesê, miskien is dit hoe God lyk. Jy sien God se beweging nadat die gees uitgestort is. In die beweging van sy liggaam. Jy voel dit in die beweging van hoe hy goedjies beweeg. Jy kan voel hoe hy jou hare beweeg. Jy kan sien hoe hy die bome beweeg en die grasies beweeg. En my gebed is dat God sy liggaam hier op Jeffreys so sal waai en dat hy die vuur wat reeds brand by Sam Salvaraj of soveel ander plekke, dat hy dit net so sal aanblaas, dat mense sal glo dat God vir hulle lief is, want sy liggaam was vir hulle lief, en hulle het dit gevoel. Liefde was vir een keer nie net 'n gedagte, of 'n boodskapie, of 'n liedjie nie. Dit was tasbaar. Dit was sy liggaam wat beweeg het. Kom ons bid saam. Here, beweeg ons deur die Gees. Help ons om op te daag en aan te hou opdaag. Help ons om ten minste die basics reg te kry. Al sukkel ons. Ons weet ons is maar gebreekte kleipotte. Ons weet jy slaan reguit hou met 'n kromstok. Ons weet jy gebruik swak mense wat al baie droog gemaak het. Jy het dwars deur die Bybel gedoen en help ons om dit nie as 'n verskoning te gebruik nie, maar as 'n aansporing. En my gebed is dat ons sal ontdek dat om te gee maak 'n mens gelukkiger is om te ontvang. Dat u Gees ons ook in groter onselfsugtigheid en in groter vryheid en in groter betekenis sal inlei.
En dat ons daar op nuwe plekke, ons sal vasloop in u teenwoordigheid, soos wat ons nog nooit gedoen het nie. Dat ons iets van u hart sal ontdek, iets van u stem sal hoor, iets van die beweging van u gees sal sien. En dat ons sal aanhou groei. Ek wil bid vir die gemeente, ek wil bid vir die beautiful mense, en die amazing goed wat hier gebeur. Ons bid vir hulle ongelooflike omgeeprojekte wat reeds gebeur. Ons bid vir hulle leiers. Ons bid vir mense in hierdie gemeente wat in die geheim omgee, mense wat in die geheim worstel. Ons bid, beweeg ons, Here. Groter eenheid, groter omgee, groter liefde, groter bewustheid van u teenwoordigheid, groter lig. In Jesus se naam. Amen. Sy Anna, daar sê baie dankie. Ek wil ook sommer van die geleentheid gebruik maak, Jaco, om vir jou baie dankie te sê. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie was 'n uitstekende Pinkster. Sal julle saam met ons stem? So Jaco, kom staan sommer hier voor, sommer hier by ons. Ek vra sommer dat die kollegas ook vorentoe kom. David, Nardus, julle is welkom ook hier voor. Ek weet, Hessie was ook in vir 'n prosedure. Ek wonder of sy is. Hessie, is jy hier? Ek twyfel, sy was vandag in vir 'n prosedure. So, ons dink ook aan haar in ons gebed. Julle sal sien, Jaco het gepraat van die visvang vandag en ons wil graag hierdie volgende foto's met julle deel. Jaco, kyk net daar. Soos wat julle kan sien, jy het gesê jy ruik na vis, maar ek moet sê, soos wat ek julle manne nou hier ruik ons is 'n visfabriek. So, daar is ook nog ene, hy het die grootste visse gevang, omrede hy in die regterkant uitgegooi het. Ek het dit agtergekom, Jaco. So daar kan julle dit ook sien, wat 'n voorreg om saam met jou ook in hierdie tyd ook tyd te kon spandeer het. Regtig 'n klomp goed in ons binneste kom losmaak het. Mag hierdie woorde, mag die Gees ons ook beweeg om al hoe meer 'n verskil te kan maak op plekke waar die Here ons wil stuur as sy kerk. Mag hierdie woorde en hierdie stories nie net woorde bly nie, maar mag dit ook so deel wees van ons elkeen se lewe elke dag en afvra, presies hier waar die tekkie die teer slaan in elke liewe situasie, dat ons ook aan hierdie woorde en elke aand soos wat dit opgebou het tot vanaand toe ook sal hoor, dit prakties sal maak in ons eie kontekste waarin ons leef, en mag die Here ons ook daarin ook toerus onder leiding van sy Seun en van sy Gees elke oomblik om 'n verskil daar ook te kan maak. Jaco, dankie daarvoor. Dankie ook vir dit wat jy ook in ons harte ook omstuur het. Mag dit ook mag dit ook verder gedra word. Mag jy ook terugkyk na die gemeente en ook sien hoe dit ook prakties geword het. Ek moet sê Jaco is 'n profetiese stem vir die kerk van vandag. En dankie daarvoor. Dankie dat jy ook gehoorsaam is en dit waartoe die Here jou stuur. Dankie dat jy so genuine, eg is met die stories, met jou verhale en nie bang is om dit te deel nie. En dat ons ook daaruit kan leer ook vir ons eie lewens. So ek wil vra kollegas dat ons sommer vir Jaco ook bid. Jaco, kom staan hier. So kom steek ons hande na hom toe ook uit en ons bid regtig die Here se seën ook oor hom af. As jy gemaklik is, kom ons steek ons hande na Jaco toe uit en ons bid die Here se seën ook oor hom. Here, dankie vir Jaco. Dankie vir sy gawes wat U hom mee toegerus het. Geseën het om 'n seën vir ander te wees. Sy gehoorsaamheid, die plekke, Here, waar U hom ook stuur om 'n verskil te maak. Wil ons regtig, Here, U seën oor hom kom afbid. Ons vra, Here, dankie dat U ook elke oomblik, Here, wanneer hy 'n profetiese stem in die kerk van vandag ook is. En Here, op plekke beweeg, Here, om 'n verskil te kan maak, om juist daar lig te kan wees in elke liewe situasie. En Here, ek wil regtig hierdie volgende reisiger seën oor hom kom afbid, Here,
Ons weet hoe lief is hy vir die natuur en hoe lief is hy vir reis en om mense en plekke ook te ontmoet en te sien en te beleef. Bid ek Here dat U elke oomblik voor hom wees om sy paaie vir hom gelyk te maak, elke liewe oomblik. By die Echo jeugontwikkeling ook, Here, daar in Pretoria, elke plek waar hy beweeg, elke huis reg oor hierdie land, dat U die paaie gelyk sal maak. Mag U agter hulle wees om die aanvalle van die bose af te weer. Here, ons weet ook dat die aanvalle is daar. Daar waar ons in U koninkryk besig is, ook werk, gaan daar altyd aanvalle wees. Van mense, en ons weet ook, Here, ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar ook in dit wat daar agter ook sit, Here, weet ons elke bose mag. Here, daarom wil ons regtig U seën en beskerming ook oor hulle afbid, oor hom afbid. Mag U langsom wees om saam met hom te loop elke tree wat hy mag gee. Mag U bo hom wees om hom te seën met U liefde en met U genade. Mag U onder hom wees om hom te dra as hy mag val en mag seer kry. En Here, mag U ook in hom wees om hom te lei deur U Heilige Gees na elke plek, na elke persoon waar U hom heen wil stuur. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. Haasai, baie dankie julle. Johan het gesê ek moet die, Joe het gesê ek moet die seën uitspreek. Ek ken hom as Johan. Kom ons staan almal en dan ontvang julle die seën van die Here. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek partykeer die see karate, die branders. Het julle dit ook gedoen? Partykeer sien 'n mens dit vandag nog. En weet jy wat het ek ontdek? Jy wen nooit nie. Die see wen altyd. En so belaglik soos wat dit is om vir 'n seentjie om teen die see te karate en te rondkyk, te stoei en om te skouer die branders. Is dit eintlik om teen God se gees te wil gaan in hierdie een lewe wat ons het. Mag ons eerder leer om saam met die rigting van God se gees te beweeg. Die ouens wat daai brander leer serve, hulle het 'n beter tyd ook. Wat leer om die gees hulle te laat meesleer en saam met sy gees te beweeg. En 'n groot deel van my lewe was eintlik dit, en vandag nog is die ding waarteen ek moet veg in my lewe, is om te sê, maar ek moet saam met God se gees probeer gaan, en nie teen die rigting van God se gees beweeg nie. En dis my gebed, en dis waarmee ek julle wil seën. Mag jy beleef hoe God se genade nie net na jou toe vloei nie, maar hoe dit deur jou vloei. En mag jy God se teenwoordigheid beleef op nuwe plekke in jou lewe. En mag sy gees jou meesleer en jou vat na plekke toe waar jy nooit geweet het jy sal gaan nie. Mag jy jouself nie net vind nie, maar jouself verloor in God se droom. Mag jy nuwe lewe vind. En mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees met jou wees en bly. Amen. Baie dankie.